Goeienaand vir al ons pragtige, mooi mense wat vanaand ingeskakel is op hierdie Pinkster geleentheid nommer 2. Ons word net stil voor die Here. Dankie Here, dat ons in die grootheid van U liefde en U genade vanaand ook hier by mekaar kan wees, om op 'n besondere manier ook deur U aangeraak te word en deur U woord gevoed te word. Lei vir ons deur U Gees om dit te sien en te hoor wat ons moet sien en wat ons moet hoor. En dat dit ook ons lewens sal aangryp tot 'n verandering wat na U toe gerig is. Amen. Ons teksgedeelte van vanaand is Romeine hoofstuk 2 verse 1 tot 29. En nou net soos gisteraand ook maak, jy kan die pausknopie druk en dan lees julle gou daardie teksgedeelte, Romeine 2 vers 1 tot 29. Wonderlik, so bly julle. Die tema is, het die onderhouding van die wet enige voordeel? Kyk, ons is godsdienstige gemeente en ons roem ons daarop. Ons is trots daarop en ons is dankbaar daarvoor. Ons behoort almal aan die kerk. Dis tog die plek waar al die godsdienstige mense saamkom. Die kerk is nog vir ons baie belangrik. Dis hoekom ons steeds moeite maak om te kom en deel te neem aan al die kerklike aktiwiteite. Ons sal op 'n Sondagoggend, ook op 'n koue wintersoggend, opstaan en regmaak om na die erediens toe te gaan, wat ons voel ons hoort daar. Gisteraand het ons gesien hoe mense wat nie vir God ken nie, beskrywe word, en dit was glad nie 'n mooi prentjie nie. Maar wat is die godsdienstige mense dan? Of kom ons stel dit so, is daar enige verskil tussen godsdienstige mense en mense wat God nie ken nie? Is dit 'n voordeel om godsdienstig te wees as jy voor die Here kom verskyn? As jy voor die Here kom staan en hy na jou kyk en jou beoordeel, dan moet dit sekerlik tog een of ander meriet hê. Dit moet so 'n bietjie gewig dra, vra Paulus. Nee, skryf hy verrassend. Glad nie. Dit het geen voordeel nie. Want jy wat 'n ander veroordeel, doen dan die presies dieselfde as hy. Romeine 2 vers 1. Jy kan 'n godsdienstige Jood wees of 'n godsdienstige Christen, maar in wese lyk jy nie anders as enige ander mens. Kyk ons 'n oomblik na die kerk. Dis seker die plek waar die meeste godsdienstige mense op een plek by mekaar is. As jy die kerklidmate ontleed en hulle lewens nagaan, word 'n mens wreed ontnigter. As jy die godsdienstige mens en die nie-godsdienstige mens langs mekaar sit, dan is daar geen verskil tussen hulle nie. O ja, gaan mense kla, maar dit kan nie so wees nie. Kerklidmate staan Sondagoggend vroeg op en gaan kerk toe. Wat van die bywoning van kerklike byeenkomste soos eredienste en nagmaalsdienste? Die nie-godsdienstige mense gaan na die drinkplekke, diskos, danse en al sulke plekke. Dit gaan egter nie vir Paulus daaroor nie. Want die kerklidmate en die ongelowiges werk tog saam in die besighede en daar waar hulle arbei
elke dag vir hulle daaglikse, maandelikse loon. Hulle koop by dieselfde winkels en staan in dieselfde rye om te betaal vir hulle goede daar. Daar by Pick n Pay is daar nie 'n ry vir die godsdienstige mense aan die een kant en 'n ry vir mense wat nie godsdienstig is. Speel saam rugby, cricket en ander sport. Dien saam in die politiek. Was geen onderskeid nie. Vers 3. Paulus praat hier van leefwyse, van lewensingesteldheid en noem dit dan 'n lewensfilosofie, van prioriteite, van morele waardes, van uitgangspunte en standpunte van die lewe. As jy daarna kyk, sien jy, dis presies dieselfde. Manlike en vroulike lidmate maak ook maar babietjies sonder dat hulle getroud is, buite die huwelik. Net soos wat mense wat nie kerklike verbintenis het nie. Kerklidmate se huwelike verbrokkel ook net soos die wat glad nie aan 'n kerk behoort nie. Kerklidmate se kinders is net soos die wat nie kerklik betrokke is nie. So kan ons aangaan. Kerklidmate het dus niks om oor trots te voel as dit by hierdie afdeling kom nie. Ons is almal steeds sondaars. Ons kan nie onsself verhef oor hulle wat nie aan die kerk behoort nie. En daar's geen rede om te dink dat ons die godsdienstige beter is as die ander mense nie. Wat sal Paulus se rede dan wees waarom hy so skryf? Ons kyk na vers 4. Hy wil ons almal, maak nie saak wie of wat jy is nie, dryf na die goedheid en die omgee van God. Alle mense, godsdienstiges en nie godsdienstiges, het God nodig. Niemand kan sonder hom klaarkom nie. Draai om, verander, sodat God jou karakter en jou leefwyse drasties kan beïnvloed. Die message praat van 'n radical life change, 'n radikale lewensverandering. Godsdienstiges, hou op om agter God weg te kry. Hou op om God as verskoning te gebruik. Jy staan daar op die kantlyn en jy skree op ander mense. Hou op vloek, hou op drink. Los jou slegte lewe en gewoontes. Nou vra Paulus, ja, en jy? Wat doen jy? Vers 21. Jy wat sleg praat van 'n ander mens en nie van hulle hou nie. Jy wat onverdraagsaam en geen geduld met ander mense nie. Jy's maar net soos hulle waarop jy nou skreeu. Jy wat vinger wys na 'n ander mens. Hoe lyk jou lewe? Om rustig en veilig in die gemaksone van godsdienstigheid te lewe, maak glad nie van jou 'n beter mens nie. Daardie gemaksone waarin jy sit en jou godsdienstigheid geniet, is nie 'n waarborg dat jy sommer so van self voor die Here kan kom verskyn nie. Maar waarom nie? Vers 28 stel dit so. Dit gaan nie oor die uiterlike nie. Hy vra, word jy 'n Jood? Nee, as jy nie as 'n Jood gebore is, is dit onmoontlik om 'n Jood te wees. Jy kan net 'n Jood wees vanweë dit wie jy is. Dit wil sê van jou ouers se kant. Vir baie mense gaan dit oor wat ons aan die buitekant is. Jy lyk dalk mooier met jou kerkklere aan. Maar wat van jou binnekant? Nou bedoel ons nie net jou darmkanale en die maag en die hart en die hartvate nie, maar wie jy voor die Here is. Jy is besny deur die Gees daar in die binnekant. Daarvoor sal jy lof ontvang van God. Vers 29. Maar wat beteken dit om aan die binnekant besny te word? Dit beteken dat die Gees alles uitgesny het wat tussen jou en God kom staan. Nou is daar geen hindernis tussen jou en hom nie. Die Gees sny alle haat, alle nyd,
kwaad, jaloesie, slegte gevoelens en gedagtes, sny hy uit. En hy vervang dit met liefde en omgee en vrede. Dit loop uit op die manier waarop jy elke dag optree. Jy sien nou mense raak. Jy kan nie meer eenvoudig oor hulle net loop nie. Jy kan hulle ook nie meer net ignoreer of ander kant toe kyk nie. Daarom haal hy ons uit ons gemaksones uit. Ons kan nie meer leenstoel godsdienstiges wees nie. Ons kan nie meer agteroor sit, hande gevou en niks doen gelowiges wees nie. Sny is om seer te kry. Die bloed moet loop. En pyn. Dis seker daarom dat dit so pynlik is om so te verander, want ons is maar baie kleinserig. Dis baie ongerieflik. Ons stel dit uit. Nee, net nie nou nie. Miskien môre of dalk die volgende, dalk sal dit van self regkom. Dalk is dit nie eens so erg nie. Of miskien is dit nie eens regtig nodig nie. Nee, sê Paulus. Vat 'n kans met God. Maar ek is altyd verras met ons mense. Ons wil alles self doen. Ons wil self besluit wat uitgesny moet word en wat moet gelos word. Ek het nog nie gehoor van iemand wat homself geopereer het nie. Daarom is dit by voorbaat tot mislukking gedoen. Wanneer ons dit aan die Gees oorlaat, dan besluit hy, en hy is uiters deeglik. Hy weet wat kwaadaardig is en nie goed is nie, en daarom is dit die beste. En hy sal jou verras met die resultate. Ek sluit af. Godsdienstige mense is ook maar net mense. Ons worstel ook maar met dieselfde ding as dit waarmee alle ander mense worstel. Daar is geen waarborg dat ek en jy as godsdienstiges beter daaraan toe sal wees as ander mense. Inteendeel, ons verantwoordelikheid teenoor die lewe is baie groter. Die manier waarop ons die lewe benader en beleef, is deel van ons getuienis aan die wêreld waarbinne ons lewe. As die Gees van God nie aan ons sny nie, wat pynlik is, gaan ons geen radikale verandering ondergaan en gaan ons net eenvoudig normaalweg voort, soos altyd. Godsdienstigheid is nie die gemaksone waarin ons beweeg nie, en hoe gouer ons dit besef, gouer gaan dit vir ons en ook die kerk waarin ons behoort tot voordeel van elke ander gelowige wees. Amen. Here, ons Here, dankie dat ons met hierdie woorde ook bemoedig kan word. Dat wanneer daar gesny word aan ons, dan doen die Gees dit. En hy haal dit uit, wat nie daar hoort nie. En hy vervang dit met daardie eienskappe van liefde en omgee en genade. Hy is besorg oor ons. Dankie dat ons mag weet, ons is in goeie hande. Amen. Julle moet 'n pragtige mooi aand verder hê. En ons praat weer môre aand.